Ja, is nou reg. Is hy nou reg? Baie dankie. Ek sien sy druk in my foon en weet ek het maar 'n trip of 2. So ja, dit is lekker om te sien dat mense by die huis ook inskakel en ook na vanoggend nog steeds kyk. Dit is ongelooflik om te sien ons groei elke dag. En ons het vandag 'n sakramentsbediening van die doop. Dit is hoekom ek ook weer my toga vanoggend aan het. Dis met sakramentsbedienings en vergaderings trek ek maar nou my toga aan. Dis ook my eerbiedigheid van die grond waarop ek elke Sondag betree hier op hierdie kansel. Dis vir my ook heilige grond waarop ek betree, want die Here praat en ek is net die instrument. So ja, ons gaan nou vanoggend ons toetreding sing, Gesang 5:4:2. Julle gaan sien dit is weer 'n bietjie kinderliedjies, omdat ons 'n doop het, dit is altyd lekker om met die doop kinderliedjies te sing. Dis wel nie 'n baba wat gedoop word nie, maar 'n amper is al 8. 'n 8-jarige seun, so ja, hy is nou 'n bietjie meer volwasse, so hy gaan teenwoordig wees en hy gaan verstaan. En ons gaan vir hom leer waar gaan die doop vanoggend. So ja, ons gaan 5:4:2 sing, al twee die strofes. Dit laat 'n mens dink aan 'n doop en dit laat ons ook besef hy het kindertjies op sy skoot getel, hulle gesoen, hulle omhels. En dis ook wat ons weer vanoggend hier gaan ervaar. Eer aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, soos wat dit aan die begin was, tot ook nou en in alle ewigheid. Amen. Ons sing Gesang 2:9-3, al 3 die strofe staan en daarna kan ons ons plek neem. Oh
van julle wat opgelê het op die bord vanoggend, eintlik gaan ons die 10 gebooie as ons preekteks vanoggend hê. En ons het hele rede daarvoor, en die rede was toe ons hierdie gesprek met die doopma gehad het om te vra, hoekom wil hulle doop, wat is die proses ensovoorts, te sê hulle, dit is die regte ding om te doen. En dit was die hele tyd, die hele week in my gedagtes van, doen ons en sê ons altyd reg op. En dit is toe, hoekom ek dan op daai teks dan ook vanoggend besluit het. So hierdie sluit dan by aan wanneer hierdie, so julle sien is baie keer die verkorte weergawe van Matteus en ook vervat is van jou Here God lief hê met hart en siel, so julle sal in die Nuwe Testament ook kry. En dit was eintlik hier vir Deuteronomium 6 gegee. Jesus moet die Here jou God, jy moet die Here jou God lief hê. En dis hier van vers 4 af. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daar praat. As jy in die huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet herinneringstekens vasbind aan jou hande en om te merk op jou voorkop wees. Skryf op die deurposyne en op jou stadspoorte. Die Here God sal jou bring in die land waarvan hy met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het, om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie. Huise van voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie. Putte wat jy nie uitgekap het nie. Wingerde en lyfkore wat jy nie geplant het nie. En jy sal kos en oorvloed hê. Maar sorg dat jy nie dan die Here vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het nie. Jy moet die Here jou God eer en dien en net in sy naam 'n eed aflê. Ek stop om daar, julle sal sien dit is hier by vers 13. En ek wil 'n bietjie daar praat oor belangrikheid van skuldbelydenis. Want die eerste ding is stadspoorte. En ek het al vir julle vertel baie kere in die Bybel sê dat hulle geweet as jy na Samaria toe gaan, is dit Samaritane daar en hulle het geweet dis 'n vuil klomp mense want hulle het sommer met enige man en vrou getrou, kinders gekry en voort te staan. En dan hier waar jy by Israel met hulle geweet is gelowige klomp mense. Dis die God se volk, hy het hulle uitverkies en so het die stadspoorte elke keer vir jou aangekondig. Ek onthou ons ou dorpie en as jy daar by Nigel gaan, net so 'n bietjie buitekant Heidelberg is Nigel die klein dorpie, het hulle altyd 'n kruis wat so staan. En ons ou dorpie Heidelberg waar vandaan kom, is daar 'n kruis wat gebrand op die berg. So as 'n mens in die aand ry en jy gaan ergens en jy kom by die huis af, dan snel jy daai kruis brand. En dit herinner jou eintlik aan iets baie goed. En ons stadspoort doen dit nie meer nie. Wat sal die mense kry as hulle Meyer toe moet inkom? Wat se tipe mense bly? Gelowiges, goeie mense, slegte mense? Ons sal nooit weet nie. So mense kan altyd dit weer begin. En dan kom daai hele gedeelte wat hy sê alles waarmee jy geseën word. Hoeveel is ek en jy meer geseën? Hy praat hier van punte wat uitgekak is, huise vol voorrade. Ons kas is dalk nie nou vol voorrade nie, ons werk hard ook daarvoor, maar God het vir ons die talente gegee. Sê ons dankie vir alles. Waardeer ons alles. En dan die heel laaste gedeelte, en dit is wat vanoggend gaan gebeur met die doopbediening. Die eed af, die belofte. Beloof jy voor God. Nie vir mens nie, vandag is ons as getuies hier. Maar 'n eed is tussen jou en God. So elke keer as ek en jy sê, ek beloof, ek sal verander, ek beloof, ek gaan 'n beter mens wees, ek beloof, ek gaan 'n beter gelowige raak. Dan sê dit eintlik 'n eed met die Here, en 'n eed kan nie gebreek word nie. Dit is soos iemand wat 'n mes vat in die sy, en dat bloedsverband, hulle dan mekaar se hande teendruk en sê, ek lê nou 'n eed. Dis daai weer die syne wat ons moes gevat het in die Ou Testament, waar hulle moes sê, hierso is die lam se bloed aangesmeer. Eed sê hulle glo in God, hulle luister en hulle word opgerig na hom. Ons lê te vinnig partykeer 'n eed af om te sê ek beloof. Dink vir die vervolg wat hierdie wet dan vir ons elkeen sê. So gaan ons dan sittend vanoggend gesang 232 al twee die storie gesing. Gesang 232 en dit is dan ook as ons skuldbelydenis op hierdie stuk, maar ook net vir ons lewe. Dit sal sien wie oor God die meer geboor, staan ons voor u hoë reg in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Hoeveel keer vind ons nie 'n vyandskap met onsself en gaan ons nie
vergewe nie. En dit is dan daai skilpunt sê, maar Here, met U en U alleen. So ons sing Gesang 2, 3, 2, al twee strofes sit dit saam. En dan ook gaan ons dan bly staan vir die gesang waar die geloofsbelijdenis en ek gaan ons sonder aankondiging laat sing. So kom ons staan en bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore en Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwerk, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword deur die Heilige Gees en die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Amen.
Here, elkeen van ons het 'n unieke pad wat ons moet stap. Elkeen van ons ervaar hier anders in ons lewens. Daar waar het goed gaan, daar waar het sleg gaan. Daar waar ons partykeer in twyfeling staan en vrees, waar ons moedeloos is, moeg, opgewek en bly in die lewe. Here, het so vra ons net weer vanoggend, breek nie weer die woord vir ons oop, in ons unieke omstandighede, dat wanneer ons hierdie woord hoor en hierdie gebooie waarmee ons groot geword het, die ook wat ons so ter harte ken, dat dit nie weer vir ons versekering is van, ek is besig met die wil van God. Ek is besig met U weer. Ek luister en ek volg. Want Here, sonder U is ons verlore. Sonder U is ons raadop. Sonder U kan ons nie 'n toekoms indink nie. So Heilige Gees, breek vir elkeen van ons die woord oop. Spreek tot elke hart en raak elkeen van ons vanoggend aan. Amen. Ek gaan nie dadelik by die teksvers begin nie, ek gaan wel vra en seker om net hier vir my hou. Baie dankie. Die rede hoekom ek hom hier wil hou is, 'n mens het nogal baie keer 'n siening wat reg en verkeerd. Nou ons is geseën met geliefdes hier in die gemeente wat, en bless you jongman, wat in die gemeente is wat eintlik met die wet te werk het. Daar's 'n duidelike swart en wit area. Jy tree of die wette oor, of jy kom die wette na. So is ons baie keer ook as mens. Jy kry mense wat baie swart in die lewe is, en baie wit. En dan soos ek is maar 'n bietjie moeilik, ek sien 'n grys area in die middel ook. En ek kan opstaan, want mense wat nogal baie eties is en net daarop fokus, is nogal dis reg en dis verkeerd. Maar elke omstandighede in my oë is nou weer, daar's 'n grys gedeelte van elke omstandighede is uniek. En dis nogal hoe ons is. Nou as ek vanoggend 'n paar vrae vra, is nie persoonlik gerig nie, maar aan jou pas, mag jy maar so 'n bietjie sleg voor, jy mag tot 'n bietjie lag, maar baie van ons sê ons lewe reg. As ek eerlik moet vra, wie van julle het hierdie week 120 km/h en hoër op die highway gery? Sal 'n paar van ons dalk 'n bietjie stil word. Want ons doen dit as ons laat is. Ek het gesluit. Dis baie lekker. En wat sê daai wonderlike bordjies op die pad? Jy mag nie meer as 120 km ry nie. Maar hierdie kar is so lekker en ek het krag en ek gaan jy. En ek is net betats. Waar trek 'n mens die lyn van reg en verkeerd? As dit op jouself is of op ander? En is nogal hierdie vraag waarmee hierdie Israeliete ook gesit het, en dit is hoekom ek vanoggend daarmee wou begin om te sê, wie van ons het nie al partykeer net gewens of net gedink die lewe moet 'n bietjie anders gewees nie. Jy sien ander mense en nou gemaklik hulle dit en hulle word nie gestraf nie. En dan as jy iets doen, dan word jy so gestraf. Jy voel so skuldig. Byvoorbeeld, ons kleinkindertjies in die gemeente skryf nog toets. Mevrous leer jou baie mooi, jy mag nie krip en afkyk nie. En dan sien jy net ver genoeg daai antwoord waarmee jy gesukkel het. Loer jy, skryf jy af, of los jy maar eerder die antwoord oop? Dit klink so eenvoudig. Meerderheid van ons sal sê ons het die antwoord gevat. Want ek wil nie 99 uit 100 hê nie. Ek soek 100 uit 100. En dit gebeur baie. Dit gebeur daagliks. Wanneer jy 'n keuse moet maak. Die moeilikste keuses is gewoonlik wanneer iemand naby jou te na kom. Jy sien iemand steel iets by die werk. Jou beste vriend of vriendin. Jy kan een van twee dinge gaan doen. Jy gaan sê vir jou baas, of jy bly stil. Derde opsie, jy gaan praat met die vriend of vriendin. Eerste opsie is gewoonlik 'n bietjie kras. Jy gaan nie vat wees van hoekom hulle dalk hulle werk verloor, hoekom ek kinders vanaand honger gaan slaap. Tweede opsie is om stil te bly as jy net so skuldig gaan sê wat hulle doen is reg. Gaan praat jy met jou vriendin of vriend,
Dan is hulle skaamte, hulle vertel jou ons die kos in die huis en jy kan ook help in die omstandighede. Jy sien die grys area wat ek net geskep het. Maar meerderheid van ons sal baie keer stil bly. Dis nie omdat ons nie dink is reg hulle doen nie. Ons wil beskerm. Sal daai persoon dieselfde ooit vir jou doen? Was jy al in omstandighede waar jy iemand se werk moes uitlig? Sleg maak. Omdat die baas jou ingeroep het en gesê het, gee my terugvoer. Dis moeilik, geliefdes. Dit is hoekom ons sukkel in die lewe, dit is hoekom dit altyd vir ons moeilik is om te sê wat's reg en verkeerd. Want daar's soveel grys areas van wanneer pas ek dit reg toe. En eintlik is daar 'n duidelikheid. So die grys area is eintlik vir daai graadsitters soos ek, maar dit is eintlik nie 'n veilige plek om te wees nie. Wat beteken jou etiese waardes word baie keer bevraagteken, jou waarheid, jou menswees, jou egtheid. Van daar's swart en daar's wit. Ja, nee. Doen ek dit? Doen ek dit nie. En dit is ook waarmee die Israeliete gesukkel het en dit is hoekom hierdie so 'n besondere teks is. Ons ken dit nou wel as gebooie en baie mense wil gevra wat is die toepassing daarvan nog vandag? Want dit is Ou Testament, toe Jesus Christus gekom het hy die nuwe gebod gegee. Ons het wel vanoggend die nuwe gebod gedeelte gelees van jy moet die Here jou God lief hê en jy moet luister en met jou hart en siel en al jou krag en jou naaste soos jouself. Dit is wat die gebod dan bevat, sê die mense. Maar waarmee Israel gesit het, is hulle het gekom uit hierdie Egiptenare se omstandighede uit. Hulle het gekom uit 'n plek waar hulle 400 jaar lank vasgevang was in slawerny. Dink 'n bietjie, wat is 'n goeie invloed en 'n slegte invloed van 'n vriend? Jy kan 10 jaar lank met iemand vriende wees en hulle kan net die slegste aan jou afskeer. Jy begin dalk vloek, jy begin dalk drink, jy begin dalk rook en ek sê nie ek het enigiets teen hierdie nie, ek vat 'n voorbeeld van wat sien ons as sleg. Jy begin dalk jok, jy begin dalk goeders vat wat nie joune is nie. Of jy kan 10 jaar lank met 'n goeie vriend wees. En dan wil 'n voorbeeld daarmee stel. En hulle kan vir jou leer om te sê asseblief en dankie. Jy dra goedjies vir ou mense. Jy maak die deur op vir vrouens en so voort. Dit is wat met die Israeliete gebeur het. Hierdie volk van God wat uitverkies is. 400 jaar lank was hulle onder die invloed van Egipte. Egiptenare het beelde aanbid. Hulle het hierdie hele torenpiramide gehad waar jy instap en dan is dit hierdie groot goue beelde en as jy iets soek dan gaan bid jy voor 'n spesifieke beeld. So jy gaan kniel, jou offer gee en dan bid jy voor Baal byvoorbeeld vir vrugbaarheid. As jy wil swanger raak, as die aarde bietjie droog is, vra as die songod, dan wil jy hê dit moet vurig wees en warm word. Ons almal wens nog nou vir 'n bietjie hitte. Maar jy sien hoe was dit beïnvloed? En die Israeliete se plek van aanbidding was weg. Hulle het nie meer die tempel gehad nie, hulle het nie meer hulle plek gehad nie. Hulle moes streetjies in hulle huise gedoen het. En as een van die Egiptenare hulle gevang het, waar hulle dan bid, was hulle groter gestraf. 400 jaar lang. So party van hulle het al begin die gebruike van die Egiptenare aanneem. Snaakse kos te eet, hulle taal te praat, selfs hulle gode te aanbid, want as God hulle so liefhet. Hoekom sal hy dat hulle 400 jaar lang in die slawerny vasgevang is? Dit klink nou baie. En so begin hulle nou hierdie pad. Ons ken die stuk, dit is nou daar waar Moses gaan en ek elke keer vir die Farao gevra, asseblief laat die Israeliete gaan en dan sê die Farao ja en dan het hy tweede gedagte en sê nee, want wie gaan die werk kom doen? Wie gaan nou vir hulle hierdie groot stene maak? Gate klap, huise bou. Waar gaan jy dan nou kry? Sê nee, dan moet ek weer die Israeliete terugbring. Dan gaan Moses weer dan sê, maar God het my gestuur, hy wil hê met Israeliete laat gaan, sy volk, sy kinders. Elke keer dan is daar die 10 pla wat gebeur. So is daar wondertekens met die staf van Moses. Elke keer iets om net vir die Farao te sê, maar dis regtig God wat vra. En dan op die ou einde dan sê hy, ja tog, laat hulle net gaan. En dan ken ons die verhaal, hy is nog steeds spyt en sit hulle agterna.
En dan probeer hulle, en jy moet dink, dit is nou 'n groot volk, families vol, wat nou moet begin reis. Al hulle besittings is opgerol en op hulle sak, die kindertjies is moeg, hulle het nie baie geëet, hulle is maar en tinnerig. En hier loop hulle agter hulle oupas en oumas en paas en maas aan. En die Here help hulle deur alles. En dan sien Moses maar hierdie gebruike van Egiptenare kom nog steeds in. Hulle is nog nie regtig georiënteerd vir die lewe nie. Hulle weet nog nie wat reg en verkeerd en hulle sukkel om te onderskei. En dan ken ons die verhaal, hy gaan op na die berg. En hy gaan sit in God se teenwoordigheid en die berg was soos 'n wolkkolom om. Mistig. Die Israeliete onder die berg kon niks sien nie. En dan praat die Here met Moses. En dan vat die Here sy hand en skryf op die klip. En die hartseer verhaal is hierdie is hoekom daar 2 van hierdie verhale vasgevang is. Hy het die eerste keer geskryf en die Moses het afgekom en hy was so woedend en hy het neergeval en in stukke gespat. Daai tablette wat hy vashou met die 10 gebooie. En toe die tweede keer kry hy dit weer. Dis nogal 'n verhaal wat ons nie meer baie raak nie, want wat is dit vandag doen? Ons moet nou ons nuwe gebod. Maar daai 10 gebooie staan eintlik iets van die lewe en daai naaste liefde. So ek gaan nou stuk vir stuk 'n bietjie lees. So ek gaan nie die hele teks lees, jy kan maar so volg wat ek lees dan is op die skerm. So ons gaan Eksodus vandag vanoggend lees. En ons sal sien as Deuteronomium 5 ook. So net voor die teks wat ek vanoggend gelees het, hy is vasgevang in Deuteronomium 5 vers 6 tot 21. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, nie mens nie, God. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Julle sien hierso van die Asherah beelde, die Ra beeld, die Ba beeld. Mag nie meer. Een God, net vir my. Is nog 'n bietjie jaloers, hy wil net hê ons moet hom dien. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe self na die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag aan die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Al wat God vra is liefde en gehoorsaamheid. En hy wys sy liefde aan 1000ste geslag. Dis hoeveel geslagte verder. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal iemand sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Dis nogal hartseer want jy is daar gebruik die nogal baie vrylik en die Netflix ensovoorts. Nie sê jy moet dit nie doen nie. Die Here se naam moet eerbiedig wees, groot wees. Moet nie misbruik sy mense jou probeer leer. Moenie dat die wêreld jou anders oortuig nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het 6 dae die hemel en alles daarop gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Dit gaan nie net oor die fisiese 7de dag se rus nie. Dit gaan ons met rus by die Here. Ons moet by hom gaan sit, om 'n gesprek te hê, bid, praat. Ons moet tyd maak vir God. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie. Enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, hierdie laaste sal jy sien, is nie net besittings nie. Dit gaan nie net oor fisiese moord pleeg. Party van ons het gesê ek wen die persoon dood. Egbreek is baie maklik deesdae.
daar's 'n verleidelijke vrou op TV of op die selfoon, of ons kry prentjies wat gestuur is, en is lekker om daarna te kyk. En hier staan, en is lelik, seer, jy mag nie steel. Nou ons dink steel net fisiese eiendom. Dis daai krip antwoord wanneer jy saam moet skryf. Dit is daai wanneer jy stil bly, wanneer iemand anders dan ons steel, en jy moet eintlik gaan aangee, waar persoon gaan praat, en jy is nie so goed. Dis partykeer wanneer jy hoor iemand gaan verkeerd optree, en hulle nie regwys nie. Vals getuienis, wanneer ons sleg praat van mekaar skinder, swadder, vals getuienis, iets wat nie waar is nie. En dan die begering. Jy mag nie anders se huis, vrou se besittings of enigiets anders te begeer nie. Hoeveel keer wil ons nie ons huise en goed ruil vir iemand anders te sien, want dit lyk beter en makliker nie. En dit is nogal waar hierdie gesprek van die doop my nogal baie geraak het, want die hele tyd as ons praat, hulle gesê, ons wil die kind leer wat se reg en verkeerd het. En hoe anders te kan ons, as by die gebooie begin? Hoe kan ons nie vir hulle sê, kyk wat die woord en luister wat God sê nie? Lyk my en jou lewe so, dat wanneer ek moet kies ek reg, in plaas van wat die ander groep gaan doen. So geliefdes, dit is waar hierdie so hard met ons werk, want ons wil partykeer mammon bid, ons wil partykeer meer hê, ons sukkel partykeer tussen reg en verkeerd, maar ons is duidelikheid, meer in die woord van God. Kyk wat sê hy, hoe ons moet optree. As dit lynreg met sy woord staan, dan weet jy is op die regte pad. Maar as dit nie is nie, maak dit reg. Stel hy fout reg. Vra vergifnis. En ons as mens, ons gaan keer op keer verkeerd doen. Sondige, swak mens, in sonde gebore. Maar ons kan bely, ons kan vergifnis vra. Ons kan vir die Here sê help. Keer op keer het hy ons al vergewe. Sal hy ons kan vergewe. Maar dan kom harde werk. Ons moet werklik waar probeer om beter te wees. So vanoggend wanneer ons die doop gaan bedien, dan gaan ek ook vir die gemeente vra. Ons besef nie die impak wat ons op ons klein kindertjies het nie. En ek gaan vir julle vra, gaan julle die ouers en die ouma wat vanoggend hier voor gaan staan help om hierdie kind in God se woord groot te maak. Dink 'n bietjie of jou lewenstyl as 'n rolmodel vir daai kind kan wees. Wat se waardes kan jy vir die kind leer? En nie net vir hom nie. Die kinders in die kerk, die kinders in jou huis, jou eie kinders, mense wat jy aanraak. Is dit 'n eerbiedige lewe? 'n lewe wat reg is? Of is daar nog plek vir verandering? Amen. Terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dit is nie altyd so maklik om reg te kies nie, want dit kom mense te na. Partykeer het jy my vriend of vriendin, partykeer om nee te sê vir daai drankie, partykeer om te sê, ek gaan uit hierdie geselskap skap, want daar's iemand wat nou skinder sleg gesê word. Here, mag ons reg begin kies, en dit wat ons mee sukkel, die keuses, gaan kyk wat sê die woord, hoe moet ons optree? En as ons nie reg is nie, as dit goed in ons lewe is wat verkeerd is, Heer van die weg, vorm ons, dat ons nie weer aan daai sondige natuur gewoond raak nie. Maak ons blind vir wat die wêreld sê is reg. Meer en beter, groter huise, mooier karre, beter fone. Alle tipe vrouens en mans
Dit is maklik om te steel, want jy moet eers gevang word voor dit verkeerd is. Dit is maklik om oor die spoedgrens te gaan. Here, dit is juist daar waar ons moet sê, ek gaan dit reg deur my lewe toepas. Nie net wanneer dit my pas nie. Ons vra ons bid, Here, raak elkeen van ons vanoggend aan. Spreek met elkeen. Ons vra niemand verdien nie, maar enkel alleen het U genade. U naam sal bid. Amen. Ek gaan nou oorgaan na die doopformulier. Ek het ook verduidelik, ek gaan eers die formulier lees, dan gaan ek die ouers vorentoe roep en dan gaan hulle vir my antwoord op die vraag, maar hulle antwoord nie vir my nie. Hulle antwoord vir die Here, dan gaan ons die sing, dan terwyl John Ray self gaan instap, as ek het so verneem het, hy gaan by myself, as hy saam met sy sussie instap, baie dankie. Ek het ook bevestig en ek het weet om op my ontgaan. Dan gaan ons vir hom lekker sing, dan gaan hy voorkom, ons gaan die doop bedien en dan gaan ons die seënbede ook oor hulle sing, hulle as ouers, hom as klein seun. En ek weet ook daar was 'n vraag, so ek gaan eers die formulier hanteer en dan gaan ek probeer vir die kindertjies wat hier vanoggend is verduidelik wat is die doop. Want ek weet daar was 'n paar vragies vanoggend en party kindertjies verstaan nie altyd nie, want baie van hulle was klein, party van hulle is nog nie gedoop nie en ander is wel gedoop, maar hulle kan nie meer onthou nie. So kom ons begin dan met die wisselformulier van die bediening van die doop. Gemeente van ons Here Jesus Christus. God het ons lief en ons is sy kinders, lank voordat ons van God bewus raak. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbare uitdrukking van God se verbond met ons. Die doop getuig ons deel het aan die liggaam van Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop ons die kerk die kinders van God. Die doop van hierdie kinders van God herinner ons vandag opnuut aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Jesus Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly voortdurend ons lewe lief maak. Die doop roep ons om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers in die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat die betekenis is om aan God te behoort. Ek gaan nou vra dat die doopouers vorentoe kom. Ek weet ook daar is 'n ouma ook wat vanoggend gaan antwoord, so ek vra aan die doopouers met die ouma. Ek gaan net wel vra, ek weet daar is iemand wat insteken, so ek gaan vra net so staan, dis nie wat julle belangrik is, maar as julle voor my gaan staan, gaan dit dan nie meer op Facebook kan wees, en ek weet ons van die familie wat ingelog het vanoggend. So asseblief, dit is Emile, Mandy en ook Chantal wat vorentoe kom, asseblief. Ekskuus, John, jy gaan nog 'n rukkie daar moet sit asseblief. Jy kan nog by sussie gaan sit as jy wil, ek sê glad nie om nie. As jy nie opneem, kan jy net so staan, weet ek jou mamma kan ook daar nog sien. Kan jy die doop van Paul kan sien, ek net seker maak, ekskuus. Ek gaan vir julle elkeen die 3 vrae lees, ek gaan nou al 3 lees, en dan gaan ek vir julle elke op julle naam van wat julle antwoord is nie vir my vandag. As jy ja doen nie, dis ja God of ja, want dit is tussen julle en die Here wat julle hierdie belofte doen om John en dan groot te maak van die kerk van die Here en in die gemeenskap van gelowiges, en dat julle hierdie 3 vrae dan wat ek vir julle gaan lees ook dan glo. Is julle gemaklik daarmee? Baie dankie. Glo u dat ons en ons kinders ondanks ons sonde deur God in genade aangeneem is? Glo u dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig is in ons belydenis? En beloof u om u kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus? Chantal, wat is hiermee jou antwoord? Ouma Mandy, wat is hiermee jou antwoord?
woord staan met hom. En dan gaan ek vir hom verduidelik wat is die doop saam met die klein kinders en dan gaan ek hom eers doop as ek reg is met julle. Baie dankie. Kom ons staan en sing ons Psalm 5.
partykeer net 'n bietjie moedige nodigheid en selfs sonnaskoolklasse met 'n woord. Gaan julle hom en vir hulle opdra en altyd die pad wil wys wat hier op julle afgeleid. En dan gee ek vir julle gemeente ons nuwe doopling John Drake Loods as deel van ons gemeente. Spider-Man sak, julle is 'n Spider-Man sak, dit sê ek nie. Dit is altyd interessant hoe die kinders elke keer dit doen met die geskenkies. Ons gaan nou staan vir die seën en ons werksiminslied vanoggend en voor ons net hier uitgaan en ek gaan op sit die afkondigings doen. Daar nou hoop ouers gaan nooit uit by stilkomies en ek kan hulle gaan gelukvens ook asseblief. So onthou as gebed hier voor die afkondigings en die weer gaan vergeet om hulle uit te nooi, ek het laas vandag het ek vergeet. So kom ons staan vir die seën en dan gaan ons ook bly staan vir ons werksiminslied vanoggend. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elkeen wees, nou tot in alle ewigheid. Amen.